Okay, gaat ons. Hallo julle, welkom by die Waarheid en Waarde podcast. Ek is Alois. Ek is Zoe. Ek is Bonnie. Ek is Annika. Ek is Sumi. En ons hou van Jesus. Ons is lief vir Jesus. Dit het ons ingeneem. Ja. So ons die hart van die is net om bietjie te chat, real te wees en te praat oor Jesus en dinge en Jesus dinge in ons lewe. So Kingdom. ja, kom ons begin. Testimony time. Fases. Testimony Wie praat Yes. Ons is soutpop. jy het begin. So Moet ek begin? maar gou. Ja. Hoeveel minute maar jy praat nou? Ek dink, waar ek die Here die eerste keer gekry het, was gewees. Ek het weggedraai van die Here af. Soos ek het groot geword in die kerk, maar ek het weggedraai van die Here af. En ek het die Here soos afgesweer. Soos baie soos Petrus se storie, soos I denied him 3 times. En toe het die Here na die tyd het ek uitgefigure maar die Here was nooit ver nie. En ek onthou die een keer toe het iemand vir my gevra, maar hoekom is jy nie 'n Christen nie? En ek was soos, maar ek verdien dit nie. Soos, I don't deserve to be one. Soos ek het baie goed verkeerd gedoen. Ek het in baie goed geval en baie, jy weet, ek het 'n terrible storie eintlik. Maar om te fokus op die Here, hy het die ou toe vir my gesê, maar weet jy wat? Niemand verdien dit nie. En dis hoekom ek die kruis gesterf het vir jou. En ek onthou, laas jaar toe ek deur so 'n moeilike tyd gegaan het, was my grootste vrees was dat die Here my gaan los. Dit was regtig soos, ek sal nooit vergeet, ek het in die badkamer gesit en ek het gehuil en ek was soos, Here, vat alles van my, maar moet my net nie los nie, soos moenie my los nie. En ek onthou die Here het vir my gesê, maar ek is nie ver nie. Ek's net hier. En dit was so comforting, want jy voel so die Here is ver en die Here is weg en jy's alleen en dit voel asof alles in mekaar val, maar hy's letterlik hier. Hy's net hier. En hy's nader as jou asem. En ek dink net dis incredible om te weet dit is wie hy is. Soos hy gaan nie weggaan nie. Hy is jou vriend en jou pa en alles wat jy nodig het in daai oomblik. En ja, so ek dink dit is waar ek die Here gevind het. Dit is in daai terrible, moeilike situasies waar hy net naby was. En van daar af het ek besluit om oor te gee en te pour out op hom en om te serve met alles in my. En soos wat Petrus hom gedeny het en dan na hom agtervolg het en 'n hele kerk opgerig het. En hoe my storie ook van denial gekom het waar ek gedraai het na Here, ek is lief vir U en ek wil nie sonder dit gaan nie. So ja, ek dink dit is wat dit vir my beteken. Ja. Jy's volgende. Jy gaan dit ons unsubscribe op die eerste episode. Ek hou van daai broodjies nou. Wow, wat dit? Wat jy Ek sê hou aan van aan die soos die teksture van my friends. Dit is Wat chops. van julle? Dit is ek sal wou sê en 'n braai broodjie maar nie soos 'n chop nie. En dis so sortie? Dis 'n satay het gekry. Dit is lekker. Ja, Chops is sortie. nie so nie. En Maar so steak. enige steak wat ons eet. Dan eet net hierdie steak. Dis nice, dis net die teksture van vleis. Ek hou nie van koue. Ja, dit is in so met. Ja, Oh man. Ja. Focus op nou. Yeah, just be present. Yes. Just breathe and be Jy kan môre oor daai Oh, it's- worry. Focus. Niet te focus hier. You're on. Okay, toe ons gaan. Ja, ons fokus net. Jesus be the center. Ons gaan worship. Okay, ja, so hoe ek die Here gevind het. Ek dink hy het ons nog altyd gevind. Die Bybel sê hy het ons gekies voordat ons hom gekies het en kon kies. Hy het ons lief gehad voordat ons hom kon lief hê. So hy was nog altyd daar, soos Annika gesê het. Maar waar dit vir my begin het toe ek die Here gekies het was ek het groot geword in 'n Christenhuis. Maar dit was daai van moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. So dit was soos ek het nie regtig verhouding verstaan met Jesus nie.
en groot geword en ja, langs die kort my ouers het geskei en dit nie so, ek het nie gedink dit gaan so groot tol op my vat as wat dit het nie. Maar van daar af het ek my pa net soos baie min gesien, soos regtig. Dit was nie eens elke tweede naweek nie, dit was soos nou en dan gesien en ons verhouding regtig het ons nie regtig 'n goeie verhouding gehad nie. Die verhouding wat ek gewens het om so gehad het, soos vir my vriende, verstaan jy gaan kuier by vriende en goed en jy sien hulle het 'n great verhouding, maar ek het nie dit gehad nie en dan verstaan sê mense God wil jou pa wees. En as ek sê soos ek dink nie, ek sit nie dit. So ek het daar was my baie weird om dan soos verhouding met die Here te bou want ek het nou gesien die Here as my pa wat half absent is in my lewe. So dit was moeilik om te connect met hom en ja, so dit het regdeur gebeur laerskool, hoërskool en toe trek ons oudtshoorn toe. En Plek van hier lewe. ja, ek verstaan. Ja, nee. Ja, so ek was in laerskool, graad 8-9 was ek half 'n pluggie, soos ek wou alles reg doen, prestasies, alles soos moet die beste wees en alles. En toe ons nou oudtshoorn toe trek, toe ontmoet my ma nou, sy het 'n man op Facebook ontmoet en ja, dinge het nie altyd so lekker gegaan soos ek gedink het dit gaan nie. Bietjie erger gegaan as wat ek gewend was aan en nog steeds 'n verhouding met pa gehad en deur dit alles, as ek nou terugdink, soos wat Annika gesê het, as jy nou terugdink, nou dat jy die Here gekies het, sien jy hom actually in al my moments. Soos jy sien hom, jette waar ek soos Julle, ons gaan real wees met julle. Dit is soos 'n authentic podcast. So as my ma dit sien. Sorry. Anyway, so Sorry mamma. ja, ek gaan net all straight real wees want ja, so daar was tye gewees waar ek soos in 'n kerkplek was waar ek al weer gevoel het en waar gedink, soos jy is tussen mense en soveel mense my voel so alleen. En dis hoe ek gevoel het vir baie lank. Ek het nie gehou daarvan om skool toe te gaan nie, ek het nie gehou daarvan by die huis te wees nie. Maar nou as ek terugdink en ek dink aan al daai tye, kan ek regtig sien hoe die Here daar was. Soos as ek by die huis gekom het en ek het nie geweet hoe ek by die huis gekom nie, maar op 'n manier het iemand my huis toe gebring, verstaan. Soos laat aande, dan kon ek nie slaap nie, dan sou ek net gelê het en gewag het en dan op 'n manier het daar peace oor my gekom, verstaan. Soos daar het ek nie besef dat die Here was nie, maar nou as jy terugdink, soos dit moes hy wees. En die turning point vir my was een aand toe ek ook nog net by die huis gekom het en kom van 'n kerk af en ook nou graad 10. Graad 10 was 'n dit was die eerste jaar in Oudtshoorn en kom by die huis en niemand is by die huis nie, soos gewoonlik. En ek besluit toe soos ek wil nie meer lewe nie, soos ek kan nie meer deel met hierdie nie. As die my lewe is, wil ek dit nie en kom daar ek toe gaan lees soos in die badkamer en ek het net besluit soos dis klaar soos ek kan nie met dit nie. En die laaste uitroep was soos na die Here toe. En ek het al hele jaar niks, ek wil niks met hom te doen nie, want God wil jou pa wees, maar ek verstaan nie hierdie pa verhouding ding nie. En op daai aand sê ek vir die Here, sê die Here soos show net op soos Facebook. Dit was soos my laaste uitroep, soos ek het geen hoop van niks gehad nie. En ek onthou soos 'n tremendous peace, soos 'n peace wat ek nou nog nie kan beskryf nie, soos net oor my gekom en ek is hier die lekkerste geslaap wat ek ooit geslaap het. En van daar af het ek soos besef oor daar is 'n God, soos hy moet reël wees, soos dit kan nie iets anders wees nie, dit moet hy wees. En ja, dis waar dit begin het vir my, dis waar ek begin verkeerde vriende, verkeerde dinge, ek het toe begin pastoor ontmoet en ons het pad begin stap. En ek sal sê, dis waar my storie begin het, nog steeds soos dinge gedoen wat ek weet ek moes nie, en verhoudings en staf, maar ja, van daar af het ek 'n keuse gemaak dat ek nie gaan conform tot my omstandighede, ek gaan nie veroorsaak dat my omstandighede my kinders omstandighede raak nie. Ek het daar besluit gemaak van, die Here is reël, so hy wil nie hierdie lewe hê vir my nie, so dit is waar dit begin het, en nou is ons hier, very exciting, ja. Ek het net 'n awesome quote wat ek raak gelees het in die week en dit pas mooi aan by dit wat jy nou gesê het van dit by jou het gestop. En die quote sê it ran in the family until it ran into me. Wow. Dis is Jesus, want jy kan kies of jy daai trauma gaan aangee en of jy actually die turning point kan wees. Jy is wie jou generasie verwag. So
Ek dink ook soos die mense wat erg stories het, soos byvoorbeeld wat deur erge dinge gegaan het of wat jy weet deur trauma gegaan het en so. Ek dink net daar's so 'n quote wat sê ook soos imagine hoe powerful moet daai persoon wees vir die Here en Satan om agter jou aan te wees, agter daai siel aan te wees. Soos wat gaan jy doen vir die kingdom as albei van hulle beklei vir jou? Soos dit is net dit kan net soos jou storie byvoorbeeld. Wat gaan jy nog alles bereik vir die kingdom? En ek dink ook soos like God uses our brokenness. Soos dit is juist dus through that circumstances waar jy gebreek word, maar dit is vir sy glory. Ja, Dus alle stories in die woord gaan. Ja, Die ou wat jy die minste aangedink het, soos value vir die kingdom kan gee, ou wat vis vang, soos wat kan jy nou weet? Hy's nie 'n scribe of iets nie, maar soos God so value en ja, dit is hy calls you into destiny. So this is Soos daar's nie like a qualification come from it, so it's the more broken, the more beneficial. En jy kan mense help uit daai brokenness. Exactly. Soos Dis jy sy glory. jy kan letterlik iemand kan na jou toe kom en hulle kan sê, "O, ek het hierdie terrible ding gedink en gaan dan sê jy vertel my meer en hulle vertel vir jou die ding en dan dink jy, "Ja, ek is ook daardeur." So kom ek vertel vir jou wat my storie is en dan kom jy aan die ander kant uit. So It makes us more human. ja. Compassion. relatable. Kindness. Ek dink soos ons stories sien, as obviously as jy in die storie is en dit werk met jou, sien jy nie soos die glory nie. Jy sien nie hoe die Here is wat daar is nie, maar even as jy nou soos in 'n moeilike tyd is, om dit te sien as, hoe gaan die Here hierdie ding omswaai? Want hy sê in sy woord, He turns all things for good for those who love Him and are called according to His purpose. So, as jy in 'n moeilike tyd is, om dit te sien, in plaas van, ek gaan weer goed, kan ek glo, die Here is kwaad van alle. In plaas van met so te sien, om te sien as, hoe gaan die Here hierdie ding gebruik om mense te red, om ander mense aan te raak? Ja. Om daai mindset te change. Ja. Ek kan actually volgende gaan, want ek het 'n baie dieselfde storie as Eloise. Wat ek net sal tweak is, ek het nou nie verkeerde goed gedoen nie. Ek was 'n good girl, but I wasn't a godly girl. So daar was 'n heel groot verskil tussen om self-righteous te wees en jy het nou dalk soos drank gebruik. Ek het nooit soos drank gebruik of drugs of daai eers gegaan nie, maar ek het gedink ek is alright by myself en ek het nie Jesus nodig nie. Ek kan nie my hele testimony sê nie, maar daar's baie goedjies wat nog in vervulling kan kom of goed wat nog moet happen, so dit is 'n moeilike een daai. En ek dink ons sal 'n ander episode dalk maak oor sekere topics. Ons soos ingaan deur hoe om deur sekere goeders wat ons nie nou kan share so op my net nie. Ja, nee. Dit sal awesome wees. Ek dink daar was baie goeders wat ons moet uitlos. So net so short, ek het in 'n huis groot geword waar ons nie die Here geken het nie. I wasn't exposed to church at all. En ek noem dit the summer that saved my life. So ons het Potchefstroom gevlieg, my niggie daar gebly en ek wil haar tag in die video want ek wil haar regtig soos dankie sê daarvoor want ek dink as ek nie daardeur gevind het nie, sou ek nie gewees het nie. Ook die idee gehad van I don't want to live en in Potch is daar 'n kerk gewees waar my niggie gesê het, kom ons gaan so intoe en sy is betrokke by youth en betrokke by die Here en ek ontmoet toe soos mense wat actually van die Here weet, want ek weet nie wat kerk is nie, ek weet nie wie die Here is nie. En ek was 16 gewees at the time en ek onthou net letterlik hoe Jesus my vra, maar if you don't want your life, why don't you give it to someone who does? Wow. En letterlik van, gee my 'n kans en ek het hom nou nie ontmoet op 'n plek waar ek 'n encounter met hom gehad het noodwendig nie. Maar ek het onthou ek het 'n profetiese woord gekry vir die eerste keer in my lewe en was the first time het ek soos 'n calling up higher ervaar want ek is 'n girl gewees met daddy issues, nie my pa geken ooit nie. Dit was terrible. So obviously dieselfde ding. Jy almal praat van God as jou pa en ek is soos I don't even know my dad, so ek wil nie die Here ook nie en ek was deur soos seer en kwaad en eintlik maar rebellious in my hart, nie goed gedoen nie, maar rebellious in my hart teenoor die Here van, maar hoekom het jy my nou beskerm teen die goed nie? Soos, why must I love you? Soos, en toe ek die woord kry, toe ek 16 was
by 'n youth conference, dis dit net toe besef ek net soos maar die Here moet iets meer vir my nie. Ek kan nie net hier wees sonder my. There must be something. Tell me I'm going through these things for a reason. Ja, en toe ek begin 'n journey met hom stap en dit was 'n tough journey want jy moet leer surrender. Ons surrender vandag nog. Dis nie 'n ding van okay, I'm now Christian en my lewe gaan nou wonderlik wees nie. Dis nou soos jou walk begin en die realness begin en soos jy gaan deur stap gaan nog. Fast forward ek het Aiden ontmoet op ek dink 'n bietjie later en ons is getroud gewees 7 jaar later en Nog steeds getroud. Nog steeds. Ons het 2 kiddies nou. Ja, iets wat net onlangs bietjie ook 'n moeilike ding was wat ek moes deurwerk is ons het vertrou vir 'n baba 8 maande en toe kry ek miskraam. En dit moes verwerk want soos obviously dis nie lekker nie. En net daarna, toe word ek weer swanger en Lana is toe gebore. Daarna, so dis nogal 'n promise wat die Here ook gee. So en ja, met Talia ook net voor Talia toe het ek weer miskraam. So dis is twee goedjies wat ek moes verwerk. Daar is stuff soos ons het limitations en ons gaan goed deur, maar dit gaan oor om saam met Jesus deur te gaan. So nie om te sê ons is problem proof as ons met die stap het, maar om hom deel te maak van julle proses en ja, so dit is maar net 'n summary van my lewe en ja, ek dink nie as ek terugdink aan hoe my lewe uitgespeel het, wil ek niks anders hê of verander en wat gehappen het nie, want elke liewe dingetjie wat gebeur het faith op so 'n manier ontwikkel en ek sien eintlik uit vir goed wat kan gebeur. Ek ons moet nie die challenge nie, maar net om te sê, one character to be formed, want dit is hoe ons mekaar inspireer om deur moeilike goed soos daai strength te bou in hom en meer goed van hom vas te maak in ons hart. So dit is my story. Dis is daai versie in James wat sê be glad for rejoicing trials and tribulations. En ek weet nie of dit vir julle ook so is nie. As julle deur 'n moeilike tyd gaan, ek het al 'n moment gehad waar laas jaar toe ek deur hierdie ding gegaan het en ek het gesit en ek was soos okay, maar Here, ek wens ek het nie nodig gehad om deur te gaan nie. En toe vra die Here vir my, maar dink gou baie mooi. Wat het jy gekry uit hierdie hele? Soos al hierdie sleg, wat het gebeur? En toe besef ek soos as dit nie was vir, jy weet, ek ontmoet hierdie man en ek trou met hom en ons gaan deur die egskeiding nie. Soos sy ma het my na 'n deliverance koers gevat. En dis waar ek gedoop is. En toe het ek deur 'n serious depression gegaan. En toe kom ek hiernatoe en toe kry ek Kingdom Culture. En toe groei ek daardeur. En soos dis die hele tyd daai van jy dink jy wil dit nie hê nie, maar as dit nie was vir daai klein dingetjie nie, dan sou jy nie gewees het waar jy vandag was nie. Jy sou nie daai verhouding met die Here gehad het wat jy vandag gehad het nie, want daai klein goedjies wat terrible is, bring jou op die einde waar jy moet wees. En soos ek sê, ek sou nie hier gesit het vandag as dit nie was vir daai fout wat ek in 2021 gemaak het nie. So, was dit regtig 'n fout? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit was 'n plan nog all along. Dit was net hoe dit uitgespeel het. So, dit is so cool. You seek the purpose in pain. Yes. As ons in ons pyn, wat is die purpose van die ding? Soos ja, gaan nou deur die ding, maar en dit is die laaste vraag wat jy vra as jy deur iets gaan. Ja, Here, wat kan ek leer hier? Dis die laaste ding wat ek wil weet. Soos ek wil nie nou hierdie deur gaan nie. Moenie vir my sê dit gaan. Jy gooi eers 'n tantrum en as jy sê, okay, wat kan ek leer? What's it next? Okay. So, I gave my heart to the Lord when I was 14 on a youth camp. Yeah, it was very special. It kind of just onthou. Like, there was an encounter in a worship session. That's how I did it. And even it's a was Jesus, like, I don't know you, but I think I'm gonna give my life to you. Oh, cute. Best thought ever. Dit was elke want soos ek dink dit was like die Saterdag het was so sessies soos 5 of iets. So jy het soos nou al soos exposure die woord was okay, this Jesus guy sounds cool. I guess I'm gonna give my life to him. En sê ek okay, Jesus is my hakkie. And then I went back home and I went to tell my dad.
And I was so excited. I also got a prophetic word on camp. When I got home, I told my dad about it. And he was like, oh, so the prophetic word that I spoke over you when you were a baby came into fulfillment. At that time, and I was like, wow, like that's crazy, you know? My dad is a very big influence in my walk with the Lord because he's my dad in the physical, but spiritually he's more like a Mordecai. Like the Easter Mordecai. Yeah, like it's the Mordecai thing. So Daddy issues and daddy for others. so I'm very grateful as well. So he like taught me so much about the word, and we still to this day have like very deep conversations about the word, and I'm very grateful for that. So but for me, I like your grade 8, it's like everything is new. You don't really have an identity because you're just putting it in like academics and sport, and you just eers die span wees en eers 'n bietjie teen wees, so like jy kom met die brokenness, you know what I mean, en die wêreld sê vir jou jy moet so wees en dan moet jy so wees. Is jy extroverted genoeg nie, maar as jy ook 'n introvert is that a problem, and you know what I mean, so dis net soos al die dinge want die wêreld wil altyd vir ons like definitely annoying. Maar vir my was dit soos, ek was privileged geweest om soos op 'n jong ouderdom soos God ontmoet, so ek baie van die God geskiep. Dis net crazy, ek is baie grateful for the grace. My lewe, maar nog steeds soos Brenda sê, like, soos daar is nog steeds like, nadat ek my afgedeelde gegee het, was dit soos my lewe het soos op mekaar geval en af. Dus dan is het soos like chaos en is soos, okay, ek het nou die besluit geneem. En nou sit ek met brokenness en identity problems en is soos, op die stadium met ek met my soos 'n baie shaky relationship, soos die hele hoërskool het soos 'n baie shaky relationship gehad. En dit het 'n baie groot impak op 'n mens se identiteit, want soos as 'n meisiekind, soos ja, my pa was soos great, maar soos jy gaan vir jou ma toe vir like, you know what I mean, they nurturing you. So ek het gelyk dit gehad op hoërskool, maar ek dink vir my was dit soos, like, the way my brain wired is soos, ek wil van hom goed weet. And soos Jesus became the obsession. So for me was it says, oh, the guy Jesus, I want to learn everything about him, I want to read the Bible, I want to spend time with him. So it like really like took my refuge in the middle of chaos, you know. And like I had my safety geword, soos wanneer ek soos deur traumatic goed gaan, soek 'n mens was comfort. En hy was my comfort geweest. Soos die Bybel sê, like Holy Spirit is ons comforter. So ek was baie privileged in die sin van like die relationship wat ek met julle het, want ek soos hy was nog amper soos my friend. Want in high school het ek ook 'n friend gehad, so ek was soos julle sê, dis 'n mens wat jy so alleen, dis soos maar bestaan nie. But Jesus, he understands you. So ja, ek is baie dankbaar vir die part te sê as wat like you. Maar het is soos once again, soos Psalm 91 sê, it's like soos, hy is ons refuge, you know, so, ons kan altyd al gaan op hom toe, hy gaan ons lossien. Ja, hy sal. So yeah, that's my story. Ek sal nooit dag vergeet nie, ek was graad 6 gewees en my sussie het actually vir ons na die kerk toe genooi en dis Kingdom Culture. En ek sal nooit vergeet, dit was 'n healing aand gewees en ons was in 'n ander kerk gewees en ek het nooit met 'n honger uitgegaan nie. Soos ek het met 'n boodskap uitgegaan, maar dit het nooit vasgesit in my kop nie. En ek het later op my ma gesê, maar wat help ons gaan kerk toe, na daai kerk toe as ek nie my honger kan vind nie. En so het besluit ons, toe ek graad 8 is, ons gaan oorskryf finaal na die ander kerk toe en so het ek 'n honger gekry om regtig eendag as 'n klas met skool om vir klein kindertjies te vertel van God en so toe word ek deur een van my beste vriendinne gespot en sy het gesê, ag man, wil jy dit regtig doen? Ek sien jy nie dit nie en jy gaan dit nie kan doen nie en ek los dit toe en ek was kwaad vir God geweest en ek het gesê, maar hoorie, hoekom gebeur dit met my, want ek voel dit is iets wat ek wil doen vir God en so toe gaan ek aan met my skoolloopbaan en ek het ook nooit regtig soos reël vriende gehad nie. Soos ek het gedink hulle was reël en toe vind ek uit hulle soos glad nie. En so toe kom graad 12. Dit was regtig moeilik en uitdagende jaar gewees want ek het my oupa verloor wat actually 'n groot impak gehad het op my lewe, nie net fisies nie, maar ook geestelik. En ek het vir God gesê, maar hoorie, hoekom moet al hierdie goed gebeur? Regtig in matriek, want dit is 'n moeilike jaar en
ek was half baie kwaad vir God gewees en ek het vir my gevra maar hoekom gebeur dit? Want in daai tyd het ek ook besluit maar ek het 'n keuse gehad, moet ek my vriende afskryf en net nie maak of hulle bestaan nie of moet ek met hulle vriende wees en weet hulle gaan nie so goeie impak hê op my lewe nie. En ek het net besluit maar ek gaan hulle nie meer deel maak van my lewe nie. Ek gaan hulle niks meer vertel nie. Ek is nie niks meer te doen met hulle nie en toe onthou ek by Kruisvatkamp, toe het ek het die geleentheid voor soos in die begin van die jaar gekry dat ek by Kingdom Kids kan betrokke word en ek sal nooit vergeet ek het woning by my toe gekom en sy gee my 'n druk en ek huil en ek sê ja, ek het nooit besef dat ek net aangaan by lewe en die opportunity regtig soos net aangaan en ek het gevat maar ek was nooit soos ek het nooit dankie gesê vir God dat ek die geleentheid gekry het nie. En nou na skool doen ek dit. So ek wil net encourage dat soms gaan jy baie challenges maar dit is nodig om deur daai challenges te kom om iets beter te word en te kan word. Dit is, ek ken dit ons almal se stories like glad nie. So, oh, mine bonnet kind of reference, maar still this complete different. Elkeen het iets om te Elke persoon in die wêreld het sy eie storie. Like your story is connected in your ministry. Hoe is nogal, ek het al baie dit gehoor en dan dink ek soos wat is my ministry ooit met my storie wat soos crazy. Alles. Soos mal goed is. As ek sê wat is ja, waar pas dit in? Maar ek sal seker eventually uitvind. Is dit wanneer? What will reveal in due time? Maar as jy nie weet waar om te begin nie, soos word sê ook we all have a ministry of reconciliation. So dit begin daar. So dit guide mense en dan obviously gaan jy mense teekom wat sekere gebeur gaan so. Ja. Ek dink ook soos jou passies het te doen met jou ministry. Soos ek dink die goed wat jou passion gee, wat jy voel soos hierdie energize my, hierdie maak my happy, hierdie is soos ek wil hierdie doen. Ek dink dit is die goed waarop jy fokus om te groei. Ek dink dit is want dit gaan op die einde ook jou ministry raak of dit gaan jou 'n ministry effect, soos dit gaan jou either guide in dit in of dit gaan dit word. Yeah, this is just everything is connected. Your personality, your calling, your gift, it's just everything is connected. It's not separate. It's crazy. And this testimony as well. So it's beautiful. The story for His glory. Because like God will literally send people. If you have daddy issues, God will send you people that also have daddy issues. It's like, Lord, I've not dealt with it. Help me, you know what I mean? But then it's like That's His way of saying deal with it. but also like help this person. Maak seker ons bly gesond. You know what I mean? So you can that person help. Ja, ek dink ons moet nie wag om perfek te wees om jou storie te share. Ek dink soos Jean, jy, even as jy in die testimony is, as jy in die storie is, like, en die Here stuur nou vir jou iemand, en jy soos, ek het nog nie self eers my pa vergewe nie, hoe moet ek nou hierdie vrou help om ook dit te doen? Jean, om nog steeds obedient te wees om te share wat ook al. Die Here gaan nog steeds dit doen wat hy wil doen met jou. It's like my first time sharing my testimony because that is so boring. This is boring. This is boring. It is, you know what I mean? But it is like, you know, It doesn't have to be. yeah. Dit is ook 'n ander ding om mense te voel maar my storie is nie soos jy net gesê het so sekere mense met erge stories maar almal se erg is erg. Soos vir jou is rook erg en vir jou is moord erg. Yeah. Maar die ding is we were all in sin before we knew Christ. Sin is the same. Everything happened from the moment we chose Christ and he om te besef dat hy ons gekies het en dit verander jou. So that qualifies us. Baie belangrik om te weet die Here gaan saam met jou deur dit. Al voel dit of jy stout te wen is, of voel dit of al is jy kwaad vir die Here. Ek het die Here gehaat vir 'n hele jaar en ek het niks met hom gedoen geweet. Soos ek was regtig kwaad vir hom gewees. Ek sou dink sy skuld. Maar om te besef dat hy saam met jou in hierdie ding is. Jy is nie alleen in dit. Hy sê, he will never leave you, he will never forsake you. Even al voel dit nie so nie. Maar om te weet jy gaan nie alleen deur dit nie en ja, om die Here te vra wat is die purpose in hierdie ding? Soos wat wys my en hy sal as jy na hom toe gaan, wys my wat moet ek hier uitkry? Hoe kan ek hierdie gebruik om ander te help?
te weet jy kan die Here regtig enigiets vra en jy kan regtig enigiets na die Here toe bring. Soos jy kan kwaad wees vir hom en jy kan uitlash op hom en jy kan 'n tantrum gooi en vloek en skel en skree en gaan mal gaan en hy gaan nie wegdraai of jou wegstoot of hy gaan jou nog steeds op jou naam roep want jy is syne. Soos hy gaan jou nie, dit gaan dit nie verander vir hom nie. Dit maak nie saak wat jy doen nie. Ek meen, al doen nooi hy hom, gaan hy nog steeds net so eentjie wegstaan en net soos ek is nog steeds hier so. Jy sien my nie of jy draai jou rug op my want jy ignore my, maar ek is nog steeds hier en ek is nog steeds saam met jou in hierdie hele ding en ek gaan jou nie los nie. En om te weet jy kan regtig enigiets na hom toe bring. Want dit was iets wat ek nie gesukkel het is soos maar hoe ek is kwaad, maar hy is heilig, so ek mag nou nie kwaad wees voor hom nie. Maar hy sien dit in elk geval, so dis nie asof hy dit nie weet nie. Gee dit net vir hom en hy sal dit self soos heal. Hy sal pour it out en hy pour in. Soos, en hoe meer jy uitpour, hoe meer kan hy inpour en eventually is dit soos 'n continuous cycle want jy kan nie meer ophou uitpour nie en hy kan nie, hy pour net die hele tyd in. So jy overflow dan. So ek dink ja, om net to pour out en alles te gee vir Here. Soos regtig alles, al voel dit useless en al voel dit hy hoor jou nie of dit voel soos jy kom nêrens met dit nie. Soos hou net aan uitgooi en hy sal opvul soos wat jy gaan. So I also want to add something to that. It's like God cannot heal what we hide. It's like you were just like, okay, I don't want you to see this. He cannot heal it. We have to like be honest about it, point out. Die lekker ding is hy weet al van You know what I hulle mean? ons moet dit Exactly. Because it's for us, you know, if they will able to stop to come and say, this is it. Ja, ek was Anna by Zoe en sê dat ek kon baie calamities in my lewe vermy het as ek na hom toe gehardloop het in plaas van weg van hom af. So dis 'n goeie tip om daar is goed wat uit jou beheer uit is wat met jou gebeur, maar daar is ook goed wat jy kan beheer. So ek sou sê don't run from God. Al lyk dit hoe al is die storm hoe, run to him and not from him. So dit is wat ek sal And that's this a big part of my testimony as well. It's like I had nobody else, so I had to run to God, you know. And it was like I became obsessed with Him, you know. And like the encounters you have with Him is like crazy and pouring out, you know. So just He's the safest place, you know. Some people are not safe. Sometimes they can be, and He won't judge you, you know. He won't judge your feelings. dis is waar die crowd geloop het en toe sê die disciples maar waar sal ons gaan because you have the words of life. So ons stiek maar by jou want jy is die enigste een wat It's actually like He was all I had, so I was just like, I guess it's you and me, you know, against the world. So just finding those safety in God, not running away from Him, but towards Him. Soos om sy voete te sit. Yeah, basically. Soos dit is ook 'n very big lesson. Soos abide in him en sit by sy voete. Sit, al sit jy net, sit net op. And it's like He has capacity for us. Hy het Gesê het genoeg. Abundance. overflow. Abundance of capacity for all ons issues. Ek dink om net te weet dat God is met jou en die julle om net te weet dat hy is met jou en hy is die antwoord ook in alle situasies, soos moenie iets anders te doen en dink, ag maar dit gaan dit beter moet nie, gaan op God toe want hy is die antwoord en hy kan vir jou beter antwoorde gee in sy woord en actually is daar vir elke situasie wat jy kan gaan is daar actually woord in die Bybel daarvoor. So ja. I have a question. How can we make it practical? Just if somebody's like, okay, but I'm spending time with Jesus. You know what I mean? How can we kind of make it a bit more practical? You know, just like if you don't know Jesus, you're just like, I'm in a dark place, but I really want to know Him. Ek sou sê soos reik uit. Actually, moenie bang wees as hy unknown is vir jou. Soos ek het glad nie meer geken het nie. Soos ons het nie eers ek onthou sorry vir wie ook al dit nou sê, maar family, maar by my tannie se huis was dit vir my so mooi, soos ek het myself in die slaap gehuil die een aand letterlik van
om te hoor hoe my tannie vir my niggie Bybel lees en ek het dit begeer. Soos ek en my ma het nou 'n amazing verhouding. Ek sou sê reik uit na hom toe, al lyk dit hoe, al weet jy niks van hom nie. Soos reik net uit, want he will find you at your leave. Definitely. Ja, so. yes. Die Bybel sê ook dra neer toe hom in die Lord. Dit is so maklik om net soos te gaan sit. Prakties nou, hè? Kom soos dit te sê. Jy kan net 'n koffietjie maak of wat ook al wat jy like moet doen. Jy kan sit en dan sê Here, hier's ek. En dan wag jy en dan as jy niks dalk sê, dis 'n gevoel nie. Dis soos jy wat uittrek na hom toe. In jou Bybel verstaan dis letterlik begin by soos die Gospels, soos Matthew lees daarom, maar om te leer ken en in die Gospels is Jesus se journey, soos hoe hy geloop het. En die Bybel gaan oor Jesus, maar om iewers te begin om net hom te meer te leer ken. Want hoe meer jy hom gaan leer ken, hoe meer gaan jy jouself leer ken, want hy het jou gecreëerd. So as jy nie weet vir wat jy gecreëerd voor is nie, gaan jy ken wat jy gecreëerd het. Ja, En and also just praying, just en die Ek het proses is ek het oor 'n tyd lank hulle sê mos lees net jou Bybel. Soos lees net jou Bybel en ek het regtig vir 'n lang tyd was ek Christian en ek het ingeneem maar nooit vir myself ingeneem nie. En op 'n stadium toe snap ek dit net. Soos ek het bly lees oor Jesus, maar toe besef ek maar ons soek hom en ons probeer hom vind. En hoe meer ons hom probeer vind, besef jy maar hy skryf heeltyd oor jou. So dit is soos eendag toe slaan dit my soos Marcel, hy praat actually oor my en as jy jou identiteit vasmaak en weet wie jy is, dan is ons so powerful soos een van die 12 disippels. So then we can actually have impact in net natuurlik wees wie jy gemaak is om te wees. Dan sit nie 'n werk vir jou om te moet serve en Ek het ook soos vir my hele journey na die Here toe, het ek 'n boek in die Bybel gelees, Ecclesiastes, uit nuuskierigheid uit. En ek het soos 4 keer die boek oor en oor gelees. En toe sê ek soos van, okay man, nou is ek nuuskierig, ek wil weet wat in die begin staan. En toe begin ek lees en ek het vir ure gesit en lees, asof dit 'n storieboek is. En as mense soos, hoekom is jy so obsessief met die Bybel? Jy is nie eers 'n Christen nie. Dan sê jy soos van, die storie is nou nie interessant. Jy verstaan nie, soos drama en soos romance en alles. Soos die sit Netflix af vir 'n bietjie, nee. 45 minute wat jy episodes kyk. En so skryf vir jou as jy hou van action, gaan soek vir jou action, want dit is alles 'n aksieboek soos Kings en Acts Chronicles. Acts is crazy. And that was First Samuel and Second Samuel. En dan van David. Yes. Ja, soos hulle wil aksie kry en nie aksie movies wil kyk nie, gaan lees wat is in eerste Acts en Samuel. Acts. Ons gaan ook by Acts met die die storie van die disippels. Weet julle wat was vir my 'n mooi storie, nee? Dit is soos die randomste, maar dit was 'n baie mooi, soos ek het letterlik gehuil. Nou, in Genesis, dan Jacob trou met, hy was die 2 vrouens. So hy trou eers met Leah, want sy is die oudste, en dan maar hy werk vir Rachel. Hy wil eintlik vir Rachel gehad het, nee? Nou, my vraag was altyd gewees, hoekom was Josef so spesiaal vir hom gewees? Hy het 12 seuns gehad, hoekom was hy spesiaal gewees? En soos wat ek gelees het, toe kom ek agter Rachel se firstborn was Joseph gewees. Dit was sy eerste kind met sy liefde van sy lewe. En alhoewel hy nou klomp ander kinders gehad het, was dit sy eerste seun gewees. En toe ek verder aanlees waar Rachel dood is, so sy is dood toe sy vir, ek dink is Benjamin gehad het, die kleintjie, en toe begrawe hy haar. En toe hy, net voor hy dood is, toe vra hy vir sy seuns, begrawe my net by jou ma. Soos, hoe mooi is dit? Soos, begrawe my net by die liefde van my lewe. Soos, gee die res, ek wil net by haar wees. Dit was soos, kan nie, dit is so mooi. Romance. Dat is definitief baie drama. I see Revelation. Yes. Revelations is Dat is 'n horror. Ja, maar fantasy. Oh, guys. Interesting. Ja, No, julle, ek het die eerste keer Revelation gelees. Ek dink dit was born again. Ek was op klein man. En dan lees Dis scary om te wees. wat 4 is en ek was ek wil niks met ek wil nie. Ek spou om dood te gaan.
Wat ek wel sal sê is, hulle moet definitief soos Polly sê, comment, Ja. wat se topics wil julle hê ons moet oor gepraat? Soos Ja. 5 topics, relationships, friendships, whatever. What ships? Chips. Al die ships. Alle chips. Die ships wat sink en die ships wat dryf. En die ships in die storms en die rustige water. Ja. Dis Ja, comment net soos vir ons wat se goedjies, enige vragies en dan ja, stay tuned vir ons volgende episode. Dis lekker om julle te chat. Op die waarheid en waarde gaan ons dit weer saam sê. Nee, That's a wrap on die waarheid en waarde. julle intros is Het ons nog gerap? Ja. Gaan ons is Dit is baie net waar. Ja, wag, dat ek net my geskeurde knie. Daai tannie Like my- ook straat op. So much, and it's just like Ek het